Hallo, baie welkom by ons volgende reddingsboei. Ek gaan vir die volgende minuut of so vir jou 'n paar videoklips wys, verskillende videoklips. En ek wil hê jy moet mooi daarna kyk, want die vraag wat ek daardie tyd gaan vra is, wat het hierdie videoklips met mekaar in gemeen? Met ander woorde, waaroor vleuel hulle? Wat het hulle dieselfde? So kyk gou hierna. When night has fallen, you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel and we will be known as the people of Christ. Lift you high for all our days. We will be known as the people of Christ. Die ding wat daardie twee videoklips, die twee verskillende goed wat mense doen met mekaar in gemeen het, is dat nie een van hulle bring jou 'n stukkie nader aan God nie. Nie een van die twee nie. Nie om die rollercoaster te ry nie en ook nie lofprysing en aanbidding nie. Dit bring jou nie nader aan God nie. Daar's skrif hoekom ek dit sê, want albei te doen met gevoel en emosie. Die opgewondenheid van om te lofprys en aanbidding en so aan en te sing tot die eer van God, bring my nie nader aan God nie, want ons moet altyd vir onsself die vraag vra, wat sê die Bybel? Die een ding wat ons moet onthou, is dat om naby God te wees en om by God te wees is 'n feit. Dis nie 'n gevoel nie. Baie mense doen baie moeite om seker te maak dat hulle naby aan God bly en hulle is so bang, hulle verloor hulle naby wees aan God. Want nou het ek dalk iets gedoen wat God my gaan wegskuif of dat ek ver van God af is. Binne in my verhouding met God, ek praat natuurlik van gelowiges, dat ons naby wees kan verloor. Die Bybel sê natuurlik iets heeltemal anders. Kom ons kyk gou en lees saam met my op die skerm, daai teks in Johannes 17, wat ons die hoëpriesterlike gebed van Jesus Christus noem, waar hy tot die Vader bid. So kom, lees saam met my dan, kyk ons gou wat staan daar. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in my is en ek in hulle, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en hulle in my. Johannes 17 vers 21 en 22. Wat Jesus verder daar sê, hy het vir ons heerlikheid gegee. Die Engelse woord is glory. Jesus het vir ons glory gegee. Ons kan nie vir God glorie gee nie, want hy is die almagtige, die groot een, die enigste ene. Ons kan nie dit vir hom gee nie. Dis so mooi in Psalm 139 waar ons lees, die psalmskrywer sê, ek kan nêrens heen gaan om U teenwoordigheid te ontvlug nie. Of ek na die weste toe gaan, U is daar, of ek na die ooste toe gaan, U is daar, of ek na die hoogste hoogtes of die diepste dieptes gaan, U is daar, U is oral by ons. Hierdie gebed van Jesus het natuurlik waar geword met sy kruisiging en opstanding. Ons het vir Jesus Christus in ons en hy is in ons. En dit het gebeur by Jesus se kruisiging en opstanding. Hy is in ons. Paulus skryf op soveel plekke daaroor. Een van die verwysings is Romeine 8 vers 9 om te sê ons het die Heilige Gees in ons. Ons het vir Jesus in ons. Dan gaan hy verder in Romeine 8 vers 10, dan sê hy, omdat Christus in julle is, gee die Gees lewe wat saam met hom in julle is. Christus is in ons. Ons kan nie wegkom nie. My ma het vir my
Vanoggend vroeg, of ek weet nie wanneer het sy dit gemaak nie, het sy vir my hierdie gemaak. Onthou julle rooi en blou jare terug, die klei wat altyd met mekaar in argumente was? Ek wil dit so probeer voorstel. Dink saam met my oor hoe ons dit gaan doen. As ek dit so kan vergelyk, om te sê, kom ons sê die rooi klei is God en die blou klei is ons as mense, gelowiges. Dan gebeur dit by bekering, by geloof, en het dit reeds gebeur, soos ons net nou gesê het, by die opstanding van God, dat die een in die ander een is. Ons is in mekaar, nou meng ek hierdie klei. En ek het dit nog nie eers baie gemeng nie, jy kan nog groot rooi en blou kolle sien daarso. Maar, die ding van hierdie klei is, ek sal nooit weer die rooi kan uithaal en die blou van mekaar kan skei nie. Ek sal dit nooit weer kan doen nie. En dit is hoe ons verhouding met God moet sien. Niks kan ons skei daarvan dat God in ons is, dat hy deur Jesus Christus in ons is, dat sy hoëpriesterlike gebed waar geword het. Ek hoef niks te doen nie, ek moet dit net aanvaar. Weet dat God se in jou wees en jy in hom nie 'n gevoel is nie, is 'n wete. Net soos wat ons hierdie klei nie uit mekaar uit kan trek om rooi en blou weer apart van mekaar te hê nie, weet ons kan nie God se teenwoordigheid en sy inwoning in ons tot niet maak nie. Dit bly 'n wete en nie 'n gevoel nie. Leef in hierdie wete voort, dat jy weet dat God is in jou en jy in hom, en leef en geniet dit elke dag.